Nou goeie vanaand, hoe gaan dit? Dankie dat julle so braaf is om uit te kom. Ek waardeer elkeen van julle. Baie dankie. So ons gaan aan met die tema Jesus in die Ou Testament. En volgende vroeg gee hy my 'n woord. Ek wil graag vir jou sê dat as ons net die Bybel kan lees, nie om iets te vind nie, maar lees dit net as 'n liefdesverhaal van God tot ons. Lees dit die Bybel. Moenie nou en dan probeer visvang en dan trek jy hierdie vers en daai vers. Lees die Bybel en dan vra jy vir hom. Vanaand, ek gaan bedien, sal jy my 'n woord gee asseblief. So hoe meer die woord in jou is, hoe meer kan hy dit verlig en dit na jou bring. Maar as daar niks in is nie, kan hy ook niks uitbring nie. Nee, mooi. So, kom ons dank die Here en bid. Vader, ek sê baie dankie vir u ongelooflike woord. Die woord is 'n persoon, Jesus Christus. Dankie dat God is die woord, Jesus die woord en die Heilige Gees het die woord uitgeasem in die manne wat dit geskryf het. Ek dankie dat al drie was betrokke in die woord. En ek dankie dat u nou die woord vir ons gaan oopmaak. En ek sê vir u dankie vir u teenwoordigheid hier vanaand. En dankie vir elkeen wat hier is, sal jy asseblief hulle seën magtiglik. Amen. So, as jy wil skryf, dit is Sagaria 9:9. Sagaria 9:9. En wat fantasties is, hierdie profesie was 500 jaar voordat Jesus dit beleef het. Toe vra ek vir die Here, dis lank, ek sê, dis lang tyd. Hy sê, maar dis jou probleem, jy leef in tyd, ek leef nie in tyd nie. Dink gou, God leef nie in tyd nie. As die Bybel sê, 'n dag is soos 1000 jaar, en 1000 jaar soos 'n dag, hy leef nie in tyd en ons is verbonde aan tyd en dis wat ons frustreer wanneer ons sê, maar Here, ek wag 'n maand. Wel, hierdie was 500 jaar. Maar as God iets sê, tyd gaan nie om 'n leuen namaak nie. En tyd kan nie uitvee wat God gesê het nie. Dit sal gebeur. So kom ons lees. Sagaria 9:9. Verheug julle grootliks. Wat sien julle daar? Dis nie 'n versoek nie. God lek ons nie. Hy soebat is nie. Dis 'n bevel. Verheug julle. Wat is die doel van 'n bevel? Voer dit uit stiptelik. Verheug julle grootliks. Hoekom? Want die vreugde van die Here is jou krag. So hoe meer ons in God en sy woord en wat hy gedoen het, wat hy doen en wat hy beloof om te doen, hoe meer ons verheug in hom. Sonder om iets te kry, maar jy wag op dit in die tyd en die wanneer behoort aan hom. Maar verheug jou grootliks, o dogters van Sion. Dogters van Sion is net 'n terminologie in Hebreëus vir kinders van God. Juig, o dogter van Jerusalem. So, verheug jou is 'n bevel. Juig, o dogter is ook 'n bevel. Hoekom is dit belangrik? Hoe kan God sê ons moet dit doen? Want hy is dit waardig. Hy is pryswaardig. Hy is lofwaardig. En ek kom agter, hoe meer jy jou verlustig om God te jou verheug om in hom. Dis soos 'n klein kind wat hom verheug in die ouma en oupa. Dit is so. Hulle verheug. So. Kyk, jou koning kom na jou. Regverdig, dis geregtigheid. En hy's nederig. Weet jy dat die Hebreëse woord vir nederig beteken arm? It means poor and it means inflicted. En die Bybel sê vir ons dat Jesus, alhoewel hy die rykdom van God is, die Bybel sê, hy het homself wat? Arm gemaak, sodat ons kan ryk word in genade en goed. So die Bybel sê, Jesus, toe hy het nie sy heerlikheid nie, hy het sy heerlikheid neergelê, maar hy het as 'n mens, hy was God as mens, Immanuel, en hy het as 'n mens God gedien, sodat ons as 'n voorbeeld kan hom volg, want hy was ook net 'n mens soos ek en jy.
So hy is die seun van die mens en die seun van God. So dink gou hier aan vir 'n oomblik. Hy kom nederig en hy ry op 'n esel, op 'n jong esel die vul van 'n esel. Nou, as jy gaan kyk na die mense in die ou tyd, elke koning het nooit ingery op 'n donkie nie. Hy het gery op 'n perd. Want die indikasie was dat hy inkom, dat hy die stryd oorwin het. En hy bring al die goud, en hy bring die generaals en die gevangenisse om vir hulle te wys, en hulle kom daarin. Dit was dat mense om eer, dat mense om verhoog, dat mense om vrees, en ook die wonderlikheid, hy kom as koning om te verkondig, dat hy is die een wat geheers het, hy is die een wat die stad beskerm het, hy is die een, soos altyd gaan oor, dat hy kry die krediet, hy kry die aandag op die koning. Maar Jesus kom op 'n esel. Wat is die definisie in die Bybel vir 'n esel? Dit praat van nederigheid en diensbaarheid. Nederigheid en diensbaarheid. As jy baie baie krag in 'n donkie nie. 'n donkie steeks. 'n donkie is 'n wonderlike ding. Maar die ding wat my geseën het toe ek kruisverwysings doen vandag, is dat Jesus sê, wanneer hy sy bruid kom haal, kom hy af op 'n wit perd. Dan kom hy nie op 'n esel nie. Dis mooi, né? Daar's 'n lied wat sê, wie sal met hom saamkom? Who will walk with the Lord? Well, we should. Hy kom op 'n wit perd. Oorwinnaar, meer as oorwinnaar. Nou, ons lees gou Matteus 21, en toe hulle naby Jerusalem gekom het, by Bethanie, by die Olyfberg bereid, stuur Jesus 2 van sy disippels uit en sê vir hulle, let op, hy vra hulle nie, hy soebat hulle nie. Hy sê nie, as jy dit vir my doen, dan gaan ek iets vir jou gee. Hy gee hulle weer 'n bevel. Hy stuur hulle uit. Met instruksies. Met 'n bevel. Ek dink baie keer, ons dink, God dien ons behoort hom te dien. Yes, hy bedien sy gunsgenote in hulle slaap. Yes. Yes, hy het gekom, hy het gesê, ek het nie gekom om bedien te word, ek het gekom om te bedien. Maar as ons as kinders, ons dien hom. Passievol. Ons dank hom op krediet, deur om te sê byvoorbeeld dankie. So jy weet die belofte kom, maar jy dank hom op krediet. Dis mooi, né? God loves it. Dankie is net maniere, byvoorbeeld dankie is geloof. So, en hy sê vir hulle, gaan daardie dorp toe reg voor julle. En dadelik sal julle 'n esel vind wat vasgemaak is en 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. Toe ek het lees dog ek, maar Here, bemoedig u nou diefstal. Ja, julle vang dit. Ek het ongelooflike sin van hom. Toe ek dit lees, kom ek lees dit weer. Ai, julle. Jesus beveel hulle. Come on. In Suid-Afrika, jy hoef nie iemand te beveel nie, maar hierso, hy sê, gaan na die dorp wat voor julle is. Hy gee nie 'n puntdrop nie, niks nie. Hy sê, gaan na die dorp wat reg voor julle is, en dadelik sal julle 'n esel vind, wat vasgemaak is, en 'n vul by haar. Maak haar los en bring dit vir my. Daar staan nie. Vra vir die eienaar, mag jy? Ag, toe maar. Dis hoekom ek die Bybel van 2 die oggend vir 1 uur of 2 kan lees, want ek kom agter God is so vol van hemel. Hoe hy iets sê, wanneer hy dit sê, vir wie hy dit sê, is just amazing. Ons God is nie op 'n afstand waar daar sit daarbo met 'n staf in sy hand en kyk hoe alles gebeur. Hy is so betrokke met ons. Dit is hoekom sy Jesus se naam is Immanuel, God in ons midde. Hy sê in ons midde, hy leef in ons. So lees die Bybel. Nie spoed lees nie. Niemand kry 'n prys in die Bybel as jy die Bybel elke jaar een keer deel lees nie. Daar's geen spoedprys vir jou nie.
Ek gaan net sekere verse so papegaai. Wel, dan gaan jy niks kan konnekteer nie. Jy het net jou favorite verse. Lees die woord. Weet jy wat ek agterkom? Ek lees die woord vandat ek 18 jaar oud is, geen ander boek in my lewe te gees behalwe die Bybel. Ek's vergaan op God se woord. Ek het agterkom, hoe meer jy die Bybel lees die Bybel jou. Dan kan hy staan. Hoe meer jy die Bybel lees, hoe meer lees die Bybel jou. It's an amazing statement. As iemand vir julle iets sê, moet julle antwoord, die Here het hulle nodig en dadelik sal hy hulle stuur. Weet ek wat van God hou? Hy is alwetend, alsienend, almagtig. En Here moes in die geloof geloop het, tot hulle by die donkie kom. Dink net hoe bure sien, hier maak hulle die donkie los, hier maak jy, dink jy nie, dit gaan 'n bietjie van 'n konsternasie op die stasie veroorsaak? Wie is julle? Ons disippels van wie? Jesus. Wie is hy? Verstaan jy? Ons gaan nou die polisie kry. Ek weet dis absoluut, daai hele toneel is absoluut 'n moontlikheid van diefstal. Maar as God vir jou sê iets moet doen, alles is oukei. Alles is bo, alles is reg. So, I'm telling you now, mense sê vir my, hoor, dit is maklik om God te gehoorsaam, dan het hulle hom nog nie. Gehoorsaamheid kos jou 'n prys. Hierso kon dit hulle gekos het dat hulle sou gevonnis gewees het met 'n moontlike diefstal. Dit kos jou 'n prys om God te gehoorsaam. Think of it. Gehoorsaamheid kos 'n prys, maar omdat dit 'n prys kos, die beloning van God is so groot. Sien, God sê vir Abraham, Jesus het aan hom verskyn, ek sal dit volgende maandag vir jou doen. Jesus verskyn aan hom, want Jesus het in die Ou Testament baie keer as 'n mens verskyn. En hy verskyn voor Abraham, sê hy, Abraham, los jou land, los jou ouers, gaan na land ek jou sal wys. Die Bybel sê, en Abraham het gegaan, nie wetend waar hy gaan. Dis onintelligent, dis onlogies, dis stupid. Jou ouers sal nooit sê jy mag dit doen nie. Alles maak, niks maak sin in die Bybel nie. Dis nie logies nie. Weet jy wat? God is nie 'n logiese God nie. God is 'n God van alle wysheid, alle kunde, alle kennis, alle verstand. Hy is alwetend, alsiend, almagtig. It's amazing. En Abraham het gegaan, nie wetend nie. Wat is die geheim? Jy hoef nie te weet waar jy gaan as God vir jou die weg en die waarheid is nie. Just follow him. Nee, maar dit is 'n tip nou vir volgende maandag. En dit het alles gebeur sodat dit kan vervul word, die woord wat die profeet gespreek is, sê vir die dogter van Sion, hier is dit 500 jaar later. Is dit wonderlik dat God is 'n man van sy woord? God kan nie lieg nie. Geen woord uit sy mond kan ooit ledig terugkeer nie, maar dit sal volbring dit waarna hy toe dit stuur. Hier is dit 500 jaar later. Kyk, jou koning kom na jou toe, sagmoedig, en hy sit op 'n esel, 'n jong esel van 'n vul, in 'n pakdier, en die disippels het gegaan en gedoen soos Jesus beveel het. Daar's die geheim. En die disippels het gegaan sodat Jesus, wat het ek Sondag in die preek gesê? Net wat hy vir jou sê, doen dit. Net wat hy, maar dit beteken nie dat jy gaan na gunsteling vers en sê, dis wat ek wil hê jy moet sê, en dis wat jy moet vervul. Nee, jy kies nie die vers nie, hy kies dit. Ons weet wat ons wil hê, maar hy weet wat jy nodig het. Daar's 'n groot verskil tussen die twee. Sien, as 'n man ryk is en hy gee sy 13-jarige seun 'n 1000 cc motorfiets, maar sy seun is onverantwoordelik. Hy kan niks by die huis doen nie, wy om enigiets te doen, en hy drink al klaar op 13, 14 jaar oud. En die kind gaan van hy kan nie daai 1000 cc motorfiets hanteer. Nou sê hy dood, wie se skuld is dit? Die pa se. Sien, God gee nie iets vir ons wat ons nie opgewasse en voorberei is, dat ons nie 'n gevaar daan het nie. Dis wanneer mense begin dood fisiek is en die ou kry groot kop en as ek my hand op jou lê en as jy my geloof het, that's dangerous. So God gee vir jou iets wat jou beskerm,
maar jy moet 'n rentmeester wees en jy moet daarmee gaan woeke. Dis 'n mooi Afrikaans woord, né? Ek het nie benul wat die woord beteken nie, maar hy klink net baie goed. En hulle het gegaan, so Jesus gesê het, weet jy, die lewe van 'n Christen gaan alles oor. As God praat, sê ja. Ons Engels het 'n gesegde, Lord, when you speak, we just left. Nee, ek wonder, ek wik en weer, gaan dit toets, ek gaan 2 profete vra om te bevestig, no. When God talks to you, respond. Just respond. Sien, soveel mense wil die seëninge van die Here hê, maar baie mense wil God gehoorsaam. Dis 'n groot verskil. Hulle het die esel in die vul gebring en hulle klere daarop gelê en hy het daarop gaan sit. En die grootste deel van die skare het hulle klere op die pad opgegooi en ander die takke van die bome afgekap en die pad gestrooi. En die skare wat voorgeloop het en die hom gevolg het uitgeroep en sê, Hosanna! Wat beteken Hosanna in Hebreëus? Selde in Grieks. Hosanna beteken redding. To save. So Jesus kom op 'n donkie en hy kom as die redder. Hy kom as die verlosser. Hy kom as die Messia. Hy het baie titels. It's amazing, hè? Goed. Hosanna. Vir die seun van Dawid. Die seun van Dawid is 'n Hebreëse metafoor vir die Messias. Die seun van Dawid. Jy gaan lees dit in Jesaja hoofstuk 11 vers 1, 'n tak wat gespruit het. Jy kan dit gaan lees. Dan, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, Hosanna in die hoogste hemel. En toe hy in Jerusalem inkom, het die hele stad in 'n opskudding geraak en gesê, wie is hierdie man? Wie is hierdie man? Het jy geweet dat Jesus die eerste keer homself bekend gemaak het as die Messia? Nie vir 'n Jood nie, nie vir 'n rabbi nie. Dit was in Johannes hoofstuk 4. Hy het die Bybel sê, en hy moes deur Samaria gaan. Maar geen Jode vir duisende jaar het daar gegaan, want hulle bly onder die treinspoor. Dit niks met die Jode te doen nie. Maar die Bybel sê, Jesus moes deurgaan. En hy sit by die put van Jakob, wat het gegrou het, alle jare, duisende jare. En hy sê vir die vrou, gee my 'n bietjie water. Sy sê, jy's 'n Jood, wat het ons met mekaar te doen? Dit is ongelooflik hoe ons sê wat God nie weet nie. Ons het niks met mekaar te doen nie. Amazing. Hy sê, mevrou, as jy geweet het wie is, moet jy praat. Sy het hom gevra wat hy sou vir jou gee het, en jy hoef nie meer hier te kom. Beteken nie, jy moet nie water in die natuur gaan hê, maar hy het gepraat van die lewende water, wat van jy glo, sal daar 'n spruit aan jou opsprei, uit sal kom, die water van lewe. Do you understand? That's the Holy Spirit. En hy sê vir haar, sy sê, ek weet daar kom 'n profeet, en ons weet dit gaan kom. Hy sê, ek is die Messias. Hy maak homself bekend aan iemand wat nooit sou gedroom het of verwag het nie. En baie keer ons is so, amper seker 'n lelike woord, baie keer is ons so vol van onsself, so oorgeestelik, dat ons verwag God moet net met ons mooi goed praat, maar hy deel dit vir iemand wat hom nie ken nie. Wat was die resultate? Sy hardloop, vertel, en al die manne van die dorp kom uit. Hy is uit vir 'n kerkreeks, né? Van 0 tot 'n vol kerk. Ja. En die skare sê, dit is Jesus die profeet van Nasaret. Snaaks dat later aan het Nathanael gekom en sê, ons het hom gevind uit Nasaret. Nasaret! Niks kan goed uit Nasaret kom nie. It's unbelievable dat God vir ons goed bring wat ons dink is onmoontlik in die plek. Dit is onmoontlik in hierdie situasie. Dit is onmoontlik in my werksomstand. Dit is onmoontlik in my... julle. Weet jy wat ek van God hou? Hy hou van 'n uitdaging. Hy het nog nie een verloor nie. Hy hou van 'n uitdaging. Goed, dit was die inleiding. Is julle reg? Het jy iets gekry? Mooi so. Kom ons gaan kyk gou na Matteus 21. Kan ek vra dat julle so sponse sal word?
En net die woord sal opsluip, opslurp, opsuig, opslurp, is mooi Afrikaans, nee. Kom jy agter dat, wie van julle toe julle klein was, het daai spons gehad, en julle is in die bad, en julle sit daai worrels in dit, en jy vat die spons, en jy hou hom daar, en jy druk hom. Jy hoef nie te druk nie, want as hy vol is, hy loop self oor, maar het is goed om hom te druk. Ek sê vir jou, as die Here jou 'n lekker drukkie gee, nee, jy kan nie glo wat uitkom nie. Wat kom uit? Waardering, lof, aanbidding. Jy sit jou hart op sy bors en dan gaan klop disselboom met jou. So kom ons lees gou. Matteus 21:1. En toe hulle naby Jerusalem gekom het en Bethany Olyf bereik, stuur Jesus 2 van sy disippels, hulle gaan daai dorp toe en dadelik is dit gevind wat vasgemaak is, julle ken al dit, en dan sê die Bybel hier, en dit het alles gebeur sodat vervul kan word die woord wat deur die profeet gespreek is. So nou is dit terugverwys na 500 jaar. Sien, God se woord bevestig altyd homself. 'n Mens hoef nie sy woord, omstandighede bevestig nie. God bevestig self sy woord. Dis 'n innerlike wete, yes, dit is God. Ek gee jou 'n voorbeeld. My kar, ek het 'n mooi Lexus gehad, 2.5, en het 300,000 op, en het gaan goed, en ek ry Checkers toe van my huis af net 1,5 kilometer, en ek is nie eens halfpad af nie, en ewe skielik gryp iets my kar vas, en ek kan nie meer as 20 ry nie, tog, wat op aarde gaan hier aan? En nou stoot ek hom 'n bietjie verder, en ek is nog 100 meter, en ewe skielik hoor ek die Here, nie hier nie, in my hart, maar is so hard, dat jy dit verklank. En ek hoor hierdie woorde, turn around now, and go home now. Net so, maar is sterk. Het jy al sulke goed in jou kop gekry? Ja. Nou ry ek, en is opdraand, yesterday, hy gaan 20, 30, ek sit daai ding, ek vloor hom, 40, ek gaan in die stad in, ek parkeer hom in die ingang van die huis, net voor die garage, toe ek uitklim, toe kom daar vlamme van vuur uit die agterregte wiel. En ek dog, my kar is aan die brand. Ek sê vir 'n kar is 'n voorbeeld, profeties van 'n kerk, beteken dit nou die bron gaan in die brand raak vir u? Ag man, dis net 'n sin van hemel. Ek vat daai tuinslang, nee, ek maak daai ding dood 3 keer. En ek vra vir Here, wat was die doel hiervan? He says, I want you to get a new car. I'm going to do a new thing in the bron. En ons kry ons nuwe kar hierdie week, donderdag of vrydag. Mooi, nee? Isn't it good? Yes. Wat het die preek te doen? Absoluut niks. Maar ek wou dit gesê het. Listen, as ek nie geluister het nie, en ek het die volle 1,5 kilo gery, en ek geparkeer op Checkers se parkeerterrein wat altyd vol is, en daai vlam is naby waar die petroltank is, het ontplof. Daar kon kinders verbyloop. I'm telling you, if you don't obey God, goed raak rampspoedig. Goed raak uit beheer. En het kon het verhoed, as ons net luister na sy stem. That's why the voice of God is everything to me. Someone give me 10 million rand now, I'll rather hear God's voice one time. Hearing God's voice is life. It's experiencing His power and authority and the blessings. Hearing the voice. Daarom sê die Bybel, neig jou oor na die Here jou God. Neig jou oor. Maar as jy oorig is, kan jy nie. Of jy luister met 'n halwe oor. Neig jou oor na die Here. Dan sê die Bybel, en ek sê van die ding af, maar ek geniet die woord. Handelinge 7:51 sê, besny jou hart en jou ore. Wat? Wel, die Bybel sê, soos 'n man gebore is met 'n vooruit, is dat wanneer jy dit sny, dis dat die vooruit is van sonde op jou hart, en net die Heilige Gees kan dit daar wegsny. En jy besny jou ore. In ander woorde, jy maak 'n keuse. Ek gaan nie na twak luister nie. Ek gaan nie na sonde luister nie. Ek gaan nie na vuil taal luister nie. Are you understanding me? You circumcise your ear
that what you allow in your body is from God. Is dit nie so nie? Al die twak gaan deur ons ore. Dan gaan dit lê in die hart en dan kom dit uit ons mond. Neig jou oor na God toe. Mooi. Sê vir die dog van Sion, jou koning kom, sagmoedig sit op 'n esel, en die disippels gegaan en gedoen wat Jesus gesê het. Oh, listen, die disippels het gegaan en gedoen soos Jesus beveel het. Hy beveel jou. Like he told me in the car. Turn around now and go home now. Wanneer jy hom gehoorsaam, dan kom jy agter die presiese woorde, jy kom agter die stemtoon. Want die ernstigheid wat in jou, die Bybel sê, we have the mind of Christ. Die Bybel sê, die Heilige Gees in jou, jy sal 'n sagte stem hoor. Ek verstaan jy wat ek probeer sê. My skape hoor my stem. So God talks to everybody. It's just that we don't listen. And when we listen, we choose not to obey. Ek wens God praat met my. As jy die Bybel oopmaak en lees, hy praat met jou. Jy kan nooit sê God praat nie met jou. Just read the Bible. Die woord van God is lewend en kragtig, skerper as enige tweesnede swaard, drink deur tussen gees en siel, bedoelinge en murg en been, gees en liggaam. Yesterday. Sê gou hardop asseblief, van vanaand af, gaan ek God se stem hoor. Elke dag, want God praat met my. There we go. Mooi. Asseblief, God haat oorgeestelikheid. Die Here het vir my gesê, die Here het, dan wat hy vir jou gesê is nie in die Bybel nie. Twak moet daai, die Here het dit vir my gesê. Nee, nonsens. Ek het amper soos Henry geklink. Ek is braaf want hy is hier nie. Nee. Ja, oorgeestelikheid is 'n bespotting tot God. Absolute bespotting. En die grootste deel van die skare het die klere op die pad neergooi. En die takke en alles, en die skare het voorgeloop, en die wat agterkom het uitgeroep, Hosanna, die seun van Dawid, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, Hosanna in die hoogste hemel. En toe hy in Jerusalem inkom, het die hele stad opskudding geraak, en die skare het gesê, dit is Jesus die profeet van Nasaret. So kom ons gaan doen nog een. Matteus 21 weer. Ja, dat ek gou so toe gaan. Ek sal dit nou kry. Okay. There you go. Dis Matteus 21, 1 tot 11, en dis ook in Johannes 12 tot 15. Ek gaan nie hang lang hou nie. Hier is my hele preek. Net 3 verse. Ek vra vir die Here eendag, Here, ek preek al duisende kere. Want ek agter die preek ek duisende kere. Ek sê, Here, gaan die woord uiteindelik ophou dat ek nie meer preke kan kry nie. Dis goed om met God te praat soos 'n kind en nie voorbarig te wees nie. Ek praat mos. Hy sê vir my die woorde in my hart. If I give you one word, any word, go, come, love, it'll take more than an eternity for you to totally expound it. Want my woord is ewig. En dis wanneer jy weet God praat met jou. It's good, hè? One word from God will last you a lifetime. A lifetime. Goed, nou kort ek my bron. The event. Die gebeurtenis, né? Event. Help my in Afrikaans asseblief, want al my goed is in Engels. The event. Toe Jesus deur die ingang van Jerusalem gaan. Dit was 'n event, dit was 'n gebeurtenis, baie dankie, ek stel jou as my tolk, 'n gebeurtenis. Wat was die doel van die gebeurtenis? Dat Jesus homself openbaar, blootstel en bekend maak, ek is die Messias. Ek is die koning van alle konings. Ek is julle redder, ek is julle verlosser, ek is julle bevryder. It's amazing. As dit snaaks dat net die volgende dag het dieselfde mense gesê, kruisig hom.
Mense is totaal onvoorspelbaar. God is onvoorspelbaar. Dieselfde mense. Wat deur die Fariseërs opgehuk is en het gesê, sê dit. En toe Pilatus gehad het, he had a man, and the Bible says he was an insurrectionist, wat net gaan molest maak en mense doodmaak. And Jesus was the resurrection. He was the insurrection, Jesus was the resurrection. En Pilatus sê, elke jaar wil ek guns betoon, julle Jode tevrede stel, kies een van hulle. En kan jy glo? Die Bybel sê, en Jesus na sy eie gekom, sy eie het hom nie erken nie. Tot vandag toe ken die Jode hom nie. En hulle sê, stuur vir ons Barabbas, die een wat altyd insurrection, wat altyd moeilikheid skep. En Jesus, he's the resurrection. Mooi, ongeluk wat in 'n woord is, né? So toe hulle inkom, it was a triumphal entry. Dit was, toe hy inry, was dit 'n triomf van hom. Maar omdat die Jode dit nie kan aanvaar nie, veral dat hy van Nasaret gekom het, hulle kon dit aanvaar. Wat 'n nonsens, hy ry op 'n donkie, hy moes op 'n perd gekom het. Hy moes 'n swaard in sy hand gehad, hy moes hoeveel soldate en al die mense wat hy gevangene geneem het. En die koning moes hy dit soos 'n parade, soos 'n uitstalling moes hy dit gehad het, soos 'n trofee. Maar hier kom hy nederig, sagmoedig. En hy kom op 'n donkie. Dit was vir hulle 'n vernedering. Maar vir God, hy het nie nodig om eer van mense te kry om eervol te wees nie. Hy is eervol, sonder enigiets doen. Are you with me? Jesus doesn't need acclamation from people. Hy weet wie hy is. En Jesus sê, ek doen alles om my Vader te behaag. So Jesus' excitement and validation is he pleases the Father all the time. Wat ek hom hoor sê, ek sê. Wat ek hom sien doen, ek doen dit. Dis hoe jy nou 'n goeie reputasie vir jouself opbou. Verstaan jy? Niks hoogmoedig, niks nie. Jesus didn't need the accolades of the people. He had the recognition of his Father, sê, dit is my seun. Die een wat ek lief het, luister na hom. That was enough for Jesus. You don't need anything from us. Except worship and praise and thanksgiving. En komplimente. Ek spandeer hoeveel tyd 'n dag net om God te kompliment. Hoe? Ek gaan deur sy karakter, ek gaan deur wat hy vir my gedoen in die verlede en ek herinner hom dan. Ja, my Engelsman as jy hom herinner, het hy vergeet. Nee, maar dit is goed om jouself te herinner aan wat God gedoen, want hoe meer jy dankie sê vir wat hy laas jaar gedoen het, en jy's nou in die pekel, ewe skielik jou geloof is soos 'n rek wat terugkom, want hy is dieselfde gister, vandag en alle ewigheid. Do you understand? He's really a good God. Really a good God. So, as ek van my punt af, yes. Wat is 'n punt? 'n skerp ding om 'n potlood iets te skryf. So hy kom in triomf. En hy maak homself bekend as die Messias, die skare verwelkom hom, gooi hulle klere vir hom, en die tak, hulle sê, Hosanna, Hosanna, en die kinders het dit geskree, en die Fariseërs het so die tot gekry, dat hulle gesê het, maak die kinders toe, en Jesus sê, het jy nie gehoor? Twee goed, as julle my nie prys nie, sal die klippe. What? Dit is belaglik. Nee, die Bybel sê, ons is lewende stene, in 1 Petrus, ingebou in die tabernakel van God. Het jy gesê, hier is 'n klipkoppie? Hy sê, as julle my loof nie, sal die klippe. We are the stones, we are. Ons is lewende stene, ingebou. Maak dit vir jou sin? So as julle nie my gaan loof nie, daai klip sal. Hy, laat nooit 'n klip jou skaam maak, dat die klip prys die Here, en jy doen dit nie. Né? Dan is jy werklik 'n klipkop. Né? So, ek geniet myself. So Matteus 21:5. Sien jou koning kom, nederig op 'n donkie.
Dink gou hierso. Hy kom in nederigheid en in vrede. Heeltemal anderste as konings van die wêreld wat op hulle perde ry en 'n groot stoet agter hulle het en kom afwys al die goud en al die mense. Maar toe Jesus op 'n donkie kom, was dit simbolies van vrede, nederigheid en diensbaarheid. Daar is nie 'n ander God in hierdie wêreld wat sy mense dien nie. Al die ander gode is afbeelde. Hulle kan hulle self nie eens voer nie. Hulle kan nie loop nie, hulle kan nie praat nie, hulle kan nie asemhaal. Almal van hulle volgelinge kom sit kos daar en raai wat eet dit? Die ape. Het jy nooit gesien nie? En as hulle God val, hy is nie in staat om homself weer reg op te maak nie. What a simple God is that? Huh? There's only one true God, and that's the Lord Jesus Christ. And he came to serve, not to be served. Ons God is heel, dit is gesê, jy sal geen ander gode voor my hê nie. Why? Daar is nie een nie. Hy sê hierdie woorde, ek het die hele, I have searched the expanses of the universe. Jy weet mos vandag nog, né? Nadat God die hemel en die aarde gemaak het, die sienlike onsienlike, that in space, in die ruimte, vandag nog, brei dit uit. Hoekom? Want sy woord, hou aan. So beautiful. Beautiful, né? Hy sê nie eens die heel van heel kan my bevat nie. Nogtans, ek pas soos 'n handskoen in jou. Kyk my chassis, sien baie hier nie. En dan dink dat Jesus leef vir my, sy woord leef vir my, die Heilige Gees is in my. Hallo. En saam met daai sit ek eers gewig aan nie. Ag ja. Folks, we got to understand, our bodies are the temple of the Holy Spirit. And because He's in us and He's holy, He expects us to live like that too. With lots of fun. Maar goed. Dit was 'n opsetlike publieke proklamasie dat Jesus sê, ek is die koning, ek is die verlosser, ek is die Messias, ek is die een. En hoekom het hom nie aanvaar nie? Want die Jode het gehoop dat die Messias hulle polities sou van die Romeinse ryk wat hulle lewe ondraagbaar gemaak het. So, they wanted a man that would save them from all the Roman authority. En Jesus is nie gekom om politiek te doen met mense. Hy het gekom om mense vry te maak. Nie van die politiek en hulle sienings, maar van ons sonde. Hy het gekom om ons vry te maak van ons vlees. Hy het gekom om ons vry te maak. Het julle dit? Right? Die Bybel sê vir vryheid, God het jou vrygemaak. Moet net nie jou vryheid gebruik om te sondig en losbandig te wees nie. Ons is vry, maar ons is nie vry om te doen wat ons voorheen gedoen het nie. So, goed. Het jy nog so 'n paar minute? Nou, ek geniet myself so lekker. Absoluut so lekker. Kom, ek doen dit gou hierso. Thank you, Father. Wow, dis 'n ander preek 'n ander dag. Ek gaan nou stop. 20 minute. Ek wil graag hê, enigeen noem iets wat jy het gekry, of 'n vraag, wat ek nie weet nie, sal ek aan Rona oog gee. Ja, maar nie onderskat nie. Ek leer baie van my vrou. Sy is baie in die woord. I got a strong woman. Anybody? Enigeen? Vra iets oor vanaand. Kom. Neem deel, en dan gaan ons bid. Jy sien, groot probleem is, 'n kerkdiens is nie 'n predikant wat net preek nie. Want ek kan preek soveel as ek wil, maar as ouens hulle verbeelding, stories in die kop uitwerk en dink waar hulle gaan nou, they're not hearing a thing. And they can't receive the word. Elke keer as 'n prediker preek, moet jy sê, Here, ek open my hart, nie vir wat die man sê nie, maar ons moet doen wat die Bybel sê. Toe Paulus die woord preek,
het die volk van Berea, wat 'n klein volkie was, nie intelligent nie, nie 'n groot stad, nie groot belangrikheid nie. Hulle was, die Bybel sê, die kinders van die Here van Berea was meer edelagtig van karakter as die mense van Tessalonisense. En Tessalonisense se kerk het twee sendbriewe gekry van God. Berea kry nie 'n woord van God behalwe 'n kompliment. Ek sê vir jou, soms 'n kompliment is beter as net om kopkennis te hê van die Bybel. Die mense van Berea was meer edelagtig as die mense wat 2 skrifboeke gekry het. Omdat, ek hou van die woord omdat, en ek gaan dit nou klaar maak nie. Gaan soek dit op. Dit is die boek van Handelinge. Soek dit op, net 28 hoofstukke, net 28. Ok, ek sal vir jou gee, net omdat jy so mooi dit gesê het. En omdat jy vrou is, dan sal ek ook dit vir jou doen. Hulle was meer edelagtig as die Tessalonisense, omdat hulle onmiddellik huis toe gegaan het, die Bybel deurgelees om te vind, het Paulus gepraat volgens wat die Bybel sê. Staan net so in die Bybel. Die probleem met predikers in kerk, jy glo wat die man nie bo sê, and most of the time he's not even filled with the Holy Spirit. Today we've got preachers, homosexuals, we've got women in churches all around us that are lesbian. En God sê, nie een van hulle sal in my koninkryk kom. Does God hate them? No, He loves them, but He hates their sin. And no one who lives in sin has any authority to release the power of God, because sin cannot produce what the Word can produce. Die Bybel sê, wees hoorders van die Woord, en dan wees daders van die Woord. So, vra jouself af, sal jy nog 2 boeke van die Bybel hê, of 'n kompliment van God? Ek sê vir jou, ek geniet kompliment. Weet jy hoe kompliment my vrou my? Baie. Weet jy hoe kompliment ek haar? Baie. Hoekom? Want dit is wys om jou vrou. Dit is wys vir haar man. Do you understand? Ja. So vra enige vraag. Yes? So what gets me going is that if Zechariah said he's coming on a donkey, and Malachi, whatever, said he was coming from Bethlehem, and they believed in the Old Testament, why did they not believe if he did exactly what they believed in? One, because the way he came and presented himself, he didn't come as a political ruler. He didn't come to change the atmosphere. He didn't come to change what getting the Romans away. He came humble. He came meek. He came with righteousness. He came, and they said, but he can't free us. But where did they get the idea he was coming on a horse? But Zechariah said he's coming on a donkey. Yeah, because the Bible says in the Old Testament, he says there to Abram, he says it to Joshua, he says, when your children are with you, tell them the stories when they were out of Egypt. Tell them we were 400 years there. Tell them that before the time Joseph was rejected and he went and he became second in charge. And then he said to Pharaoh, I want to bring my parents, my family. Then Israel was only 70 members, only 70 people. That's all. And after 400 years, they were over 2 million. Do you know what's amazing? For 400 years, they were beaten, they were rationed, they were insulted, they had hard labor, and the Bible says, and in all their labor, they multiplied greatly. We think we got to multiply and get better in the work, better here, better education, because all things go well. Well, God's word, the more you are offended, the more you are ridiculed, the more you are persecuted, the more you are. God says, that's my atmosphere when I let you prosper. Dit maak almal daar buite mal. So, the question is that God says, tell your children, let your children tell your children, tell your children. Ek sê vir jou, as elke ouer net die stories van die Bybel. Maybe I must do that. Maybe I'll just do one more about the Old Testament, and after that, maybe I must teach you how to tell a story. Not everybody can tell a story. You can only tell a story if you've lived it.
Because the story is an experience. And children take stories like this. Why? Because the truth of God's word doesn't go into your intellect or your reasoning. It first goes in your imagination. The Bible says, God says, I will do more than you can think or do or imagine. In Genesis 11, when the Tower of Babel was there, en hier nou waaragtig moet jy nou 'n paar goedjies praat, né? Want jy laat my nou voel ek is belangrik hierso en ek is nie. In Genesis 12 is 'n toring van Babel. Babel in Hebreëus beteken verwarring, confusion. That's where Confucius comes from. Julle. Julle. So, God het daar al die tale verander, sodat hulle nie meer kon met mekaar praat en verstaan. As hy snaaks op die dag van Pinkster, het hy al die tale weer een gemaak. Die Bybel sê 120 mense bevreek 4 op hulle, en toe praat hulle, ons sê, jy is vol wyn gesuip. Sê Petrus, no, this is the Holy Spirit. En die Bybel sê, almal wat daar was, van oral in die wêreld wat daar was, het elkeen gehoor die woord van God in sy eie taal. Nie in Kerabosha, nee, dit nie. Dit is nie eens bedoel vir die kerk nie. Paulus sê, ek praat nie eens daai woorde nie. Ek sal lewensste 5 woorde van God se woord as 1000 taal. The best way to, when I walk to Checkers and back today, I spoke in tongues all the way. Want as jy in tale kan praat, God nie almal kan nie. Paulus sê, praat almal in taal. No. Maar Afrikaans is net so goed as 'n taal. But if you have a taal, the Bible says, you edify yourself, you encourage yourself. En ek stap 2,5 kilometer, want ek het nie 'n kar nie, lekker geloop, spoke to God for 2.5 k's, saying to him, thank you for the gift of tongues, that I can edify myself. I said, what's the purpose of me edifying myself? He said, so it can rub off on your wife, it can rub off on your children, can rub off on your grandchildren. Dis nooit net vir jou en jy hou dit so opgekoek nie. It's supposed to be pass it on. Do you understand? Goed, vra gou nog 'n bietjie. Yeah, that's right. Say it loud, please. They would love to hear you. Weet jy van wat ek die meeste van myself hou? Wat jy sien is wat jy kry. Ek het geen pretensies nie. I don't try to impress nobody. Okay, so in Romeine 11 vers 25 om jou vraag te antwoord. Ek wil graag aan julle geheim vertel. Ek lees dit nou in die, ek dink is die Nuwe Lewende Vertaling. Broers en susters wat God aan my bekend gemaak het. Ek doen dit om te voorkom dat julle te slim in julle eie oë word. Dit gaan daaroor dat die verharding net vir 'n beperkte tyd oor Israel gekom het, totdat die volle getal uit die nie-Jode nasies onder die koningsheerskappy van God gekom het. So al sien hulle al die vervulling van die profeseë, is hulle oë verblind. God het hulle oë verblind sodat ek en jy gered kan word. En dit beteken nie dat daar nie vir hulle hoop is nie. God sê op die regte tyd sal hy die oë weer oopmaak, en daar is Jode wat Jesus aanvaar, wat messiaanse Jode word, en vir hulle is dit soos een, my goodness, why have I not seen it? Maar dit is terwille van ons, so elke keer wat ons, toe ons in Israel was nou, dit het ons hart gebreek, om na mense te sien, en selfs die gidse die vorige gids wat ons gehad het, was nie 'n Christen nie, en dan vat hy jou na al die plekke, hy vertel jou al die stories, hy ken dit op sy vingerpunte, en tog, is asof hy dit net nie kan sien nie. En jy sien hoe goed God iemand se oë kan toemaak. Maar dan gaan ons op ons knieë, asof vir die huis kon ons sê, Here, dankie vir daai geleentheid wat ons mag hê, om as 'n wilde olyftak ingeënt te word in die wortel van die mak-olyfboom. En die Bybel sê, ons moet nie spog daaroor nie, want as hy ons kan inent, kan ons net so goed weer uithaal. So dit is absoluut 'n voorreg. Nou dat hy praat van die palmtakke, ek sê nou vir Louis, toe ons daar was in Jerusalem, was ons daar tydens die week van Sukkot, wat een van die feeste is. En letterlik elke Jood daar het geloop met 'n lang stak en 'n vrug en nog 'n takkie en nog 'n takkie en elke iets beteken iets. En die Here het dit vir hulle in die Ou Testament gesê, julle moet dit doen. Maar hulle is alreeds besig om rond te loop met die palmtakke.
Nee, hulle is alreeds besig want hulle sê hulle die simboliek daarvan is om die Here te prys. Hulle moet dit noord en suid en oos en wes waai die hele tyd. So hulle maak sulke sakkies met 'n zip aan die een kant waarin jy jou palmtak sit en jy loop met daai sakkie rond die hele dag met die vrug en die goed en alles simboliseer iets wat God vir hulle doen. En hulle loop rond en hulle prys die Here heel dag so en hulle weet nie eers dat hulle besig is om die Messias soos wat hulle gedoen het voor die donkie, nee? Hulle besef nog nie wie hulle God is nie. En wat hy nou gesê het rondom, en dit was vir my seker die skokkendste van die hele trip na Israel toe, is dat toe ons gids wat hierdie keer 'n Christen en Messiaanse Jood is, toe ons vir hom vra, verwag die Jode 'n Messias wat God is, of verwag hulle net 'n mens? Toe sê hy nee, net 'n mens. Hulle soek net iemand soos Dawid of Moses of iemand wat hulle net kan uitred uit hulle fisiese probleme. Hulle wil nie hy moet God wees nie en dit is hulle grootste probleem met Jesus. Dat hy sê hy was God en dit is waar hulle hom verloor het. So, maar dit is, ja, ek het my draad verloor. Gaan jy aan? Well done. Well done. She's good, hè? Yes. En ek dink die antwoord vir my is of jy kind van Here is of nie, jy gaan hom erken. Want hy sê ons, elke mens gaan hulle knie buig. Yes. Die vraag is dat hy dan gaan dit wees, het jy hom geken as persoonlike verhouding met hom gehad of nie. Dit is wat die verskil gaan wees. Sê die Bybel wat praat van kennis van God, hy sê hy wat die vrug dra, 'n boom word geken aan sy vrug, nie sy blare nie sy stam nie sy hoogte nie sy doel nie. So, wat is die vrug? Het jy geweet dat niemand kan sondes bely tensy die Heilige Gees oortuig van sonde? Jesus sê niemand kan my toe kom behalwe my Vader hom trek met korde van liefde. Niemand kan na die Vader kom behalwe deur my. So, die begin van alles dat die Heilige Gees, die Bybel sê omdat die mense op aarde so erg gesondig het, die Bybel sê, God sê, my Gees sal nie altyd met die mense wees nie. Maar op die dag toe die Heilige Gees uitgestort is, in die Ou Testament het die Heilige Gees op 'n persoon gekom om 'n daad te verrig. Maar hy was nie gevul nie. Almal van hulle. Maar nou, jy sien, Jesus sê, een van die groot rabbies het vir Jesus gesê in Johannes 3:3, sy naam is Nicodemus, hy sê, Here, wat moet ek doen om die ewige lewe te hê? Jesus sê vir hom, jy moet weergebore word. Maar hy staan daar, al klaar, 'n redelike ou man, as 'n priester, gelette, maar, en Jesus sê vir hom, dit wat uit water gebore is natuurlik, dit wat uit die Gees gebore het, is bonatuurlik. Jy moet weer gebore word. Hy sê, ek is nou oud. Hoe kan ek teruggaan in my ma se baarmoeder? Verstaan jy logika en sinvolheid? Well, that's the only way. I came out. Hoe kan ek weer gebore? Hoe kan ek weer ingaan? Ek weet, party vrouens kry lekmerk as die laaitjie uitkom. Weet jy, gaan lyk of jy ingaan op 65, né? Yesterday, have mercy on the woman. Maar verstaan jy? Sy sê Jesus, jy moet weer gebore word. Sê vir hom reguit. Hoe? Jy moet geloof in my hê. Jy moet my aanvaar as jou saligmaker. Die Bybel sê ons as kinders is soos wind. Die wind waai waar hy wil, niemand weet wat kom, niemand weet wat gaan nie. Maar die Bybel sê you'll recognize a Christian. Hoekom? Die Bybel sê ons is bome van geregtigheid. Are you a tree of righteousness? Nee, sê vir jou langs aan jou oulike boom.
Nie hoog in die takke nie, nie tussen die bome en die bas nie. Jy is you are the tree of righteousness. En hy sê, hoe gaan jy 'n boom herken? By die vrug. So wat is die eerste vrug wat God vir ons gee? Want die Heilige Gees jou oortuig van sonde, die bekering, the forgiveness of sins is the first fruit that we have. Fruit of hope, fruit of joy, maak het sin. You know what I love about God? He loves a fruit salad. Ag, julle vang het nie. In Israel het my vrou gepraat, 'n loop met 'n palmtak en 'n suurlemoen. Ek sal eers 'n poppel gevat het. Nee? Of 'n white lemoen. Maar they take it with because the lemon symbolizes die suurheid en die moeilikheid van 400 jaar in Egipte. Maar ons is nie meer in Egipte nie. Are you with me? Ons is nie meer in sonde nie. Ons kan 'n Christen nog sonde? Ja, maar 'n Christen sonde deur keuse, nie meer deur natuur nie. Want as jy hier aanvaar, die ouderlike feit, jy's 'n nuwe skepping, alles het nuut geword. Do you understand me? So a Christian sins by choice. Sinners sin naturally and God understands that. God loves everybody. He loves every homosexual. He loves everybody. Everybody. But he says, if you give your life to me, my blood washes you, and you're full of the Holy Spirit, and you keep on sinning, dan trap jy die bloed van Jesus onder jou voete al die tyd in minagting. En jy maak 'n bespotting van die Heilige Gees. Do you understand? You don't have to be perfect, but you must be fruitful. You must be transparent. Verstaan jy? Wat jy sien, moet jy kry. Ja. Nou. Ja. Absolutely. Absolutely. Yeah. Yeah. Okay. Ja. So Jesus vergelyk homself as die wingerd. Elke Christen is 'n tak in die wingerd. Dis die wortel wat die vrug produseer. Die Bybel sê, soos julle Jesus ontvang het, bly in hom diep gewortel, oorvloeiend met dankbaarheid. So the root determines the fruit. Die tak wat in hom geënt is, dit is verhouding. Right? Die tak produseer nie die vrug nie. Die wortel, die tak, laat dit net hang. Ons kan niks sonder hom doen nie. Al wat hy doen, is wat hy doen. Ons moet net geniet. En dit eerbiedig en, come on, 8 o'clock on the dot. Nog iemand? Wie het 'n behoefte hierso? Wie het pyn op die oomblik? Enigeen wat pyn het? No? Wonderful. She does. Yeah. Come here quickly. Ronnie, come play for her. As you know, just stand there. It'll leave you now. You can stand just there. There you go. There you go. Yeah, hold it slap. There we go. Nou, doen iets wat jy voorheen mee gesukkel het. Ja, doen. Ja. Good. Good. And the best way to exercise it is just to wave to the Lord. And say, Lord, I praise you, I wave to you. Ja. Goed, baie dankie. See you next week. Seën julle.